Where we are, it doesn't matter what's happening in our lives, you are there. Thank you that when we do not have the words, we also know that you can hear our hearts. Yes. Bless the word that's going to go out now. In Jesus' name. Amen. Here's my Bible. Here's my Bible. That is what it says. That's what it says. I hate what it says again. I hate what it says. I can do what it says I can do. I can do what it says I can do. Mijn leven met de doctors is gefocust. Mijn leven is gefocust. En mijn hart is ontvankelijk. En mijn hart is ontvankelijk. Vandaag wordt ik geleerd in het woord van God. Vandaag wordt ik geleerd in het woord van God. En ik zal nooit meer hetzelfde weersteen. En Jesus naam. Amen. Ik ben zo. Wees blij om juist van die Here te wees. Amen. As ek nie vir jou kyk nie, my beste. Welkom by ons. Ek moet met julle deel vandag. Maar ek wil begin met dit te sê, met julle wat hier is vanmôre. Die Here het 'n woord vir jou. Amen. Omdat jy hierdie jaar in sy teenwoordigheid begin, het jy die reg hierdie jaar om sy beloftes te staan. Amen. Ek wil iemand aanspreek, ek wil niemand aanvat. Mense is op vakansie, dit is nog Januarie, maar ek wil vir jou sê wat by die huis sit, jy moet uitvolg. Ons wat in God se teenwoordigheid is, ons wat God se koninkryk eerste stel in ons lewe, het die reg om op sy beloftes te staan. Amen. Amen. My tema vanmôre is, wat is jou antwoord vir 26? Wag vir jou toewyding aan 26. En Johan weet dit dat ding elke jaar, maar sy doen nie enigste nie, maar sy is die een wat ek naaste my het, wat ek weet wat ek doen. Elke jaar is daar 'n groot menigte mense wat die jaar begin met Daniël vas. Die Daniël vas is 'n een kom op 'n vas wat vir verskillende mense verskillende redes het. Maar ek wil vanoggend so 'n bietjie daarin vat. Maar ek wil weer terugkom om te sê, julle wat hier is vanmôre, is gonna be more blessed. Hoekom? Want jou toewyding teenoor God is groter as vir die wat laat is by die huis. Commitment. Jou commitment. Wat is jou toewyding? Hoeveel tyd spandeer jy in die teenwoordigheid van God? Ek dink volgende terwyl ek hier daar staan en ek het al baie gesê, en ek dink so in my eie familie, ek dink so in ons eie mense, is as die kerk nie vir jou is nie, dan wil ek jou vanmôre waarsku, hemel gaan ook nie vir jou wees. As jy nie vir altyd spandeer in die huis van God nie, hoekom wil jy dan hemel toe? Ek dink as wanneer jy sulke mense vra, dan sê hulle, I'm scared to go to hell because we'll be burning them. Ek vertel vir jy die verkeerde verwagting. Ek wil hemel toe gaan, want ek wil in die ewigheid sal jy verlos en salig word. Amen. Ek wil in die huis van God wees verhoor, want dis tog waar ek wil wees. Vanmôre dink ek weer so ek bely nie wat die Here met ons is. Want dit is daar waar ek wil wees. Ja, dit is lekker hier by my vrou. En dit is lekker hier op aarde, Marie, dit is lekker saam met jou kinders. Maar ek beny die wat nie meer hier is nie. Ek beny om saam met my oupa eendag te wees. En saam met hom liedere te sing. Ek beny omdat hy soveel langer oor my dae. Hy ervaar die evangelie van God elke dag. Nog meer as ons. Hulle het nie stryd nie, hulle het nie hartseer nie, hulle het nie pyn nie. Ek wil begin by Daniël 1 van vers 8 tot 20. Ek gaan nie alles lees, ek sal julle so 'n bietjie vertel, maar ek begin by Daniël 1.
En ons almal weet wie is Daniel, onder andere weet wie van Daniel en sy vriende wat in die vuur gegooi was. Ons weet van Daniel wat in die leeukuil was. Ek wil jou vanmôre kom herinner dat Daniel sy toewyding aan God was groot. Want ongeacht Daniel se omstandighede, het God altyd vir hom deurgekom. Daniel 1 vers 8 sê, Daniel het voorgeneem om nie met sy koningse kos en wyn te verontreinig nie, en hy het die hoofpriestersbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. Kom ek vertel julle so 'n bietjie van hierdie storie. Ek gaan nie alles lees nie, ek gaan julle maar vertel wat gebeur is. Die koning Nebukadneser het 'n klomp manne onder gevangene geneem. En hy het gesê hy soek van die mooiste, die beste, die sterkste manne wat hy wil vir sy koninkryk wat hy wil gebruik. Vir raadseers en vir veg of wat ook hulle kan gebruik. Maar die koning sê nie vir sy hoofpaleisbeampte, hierdie jong manne voer hulle net van die beste kos. Gee hulle van my kos wat ek as koning het, gee dit vir hierdie manne. En Daniel gaan dit tot toewyding en hy sê vir hierdie beampte, hy sê asseblief, ons wil nie van hierdie kos van die koning hê nie. Ons wil nie van die vleis hê nie. Gee ons net groente. Want as hy wil, dit kom daarop neer, ek sê nou nog so iets vertel, maar dit kom daarop neer, dat op die einde van die projek, op die einde van die storie, is dit so dat Daniel is toe mooier en beter en sterker. En wie kan hulle eer gee? Nie die koningse kos nie, maar eer kom tot God. Amen. So Daniel sê, hy gaan sy liggaam nie verontreinig nie, deur al die vleise en al die fancy kos te eet nie, maar hy soek die minimum. Hy soek net groente. En hierdie beampte sê vir Daniel, hy sê die probleem is dat ek dit gaan doen, en dit gaan swakker en slegter lyk as die res van die groep, en die koning vir my kwaad wees. En Daniel sê vir hom, kom beproef dit. Kom ons doen dit vir 'n paar dae en kyk ons hoe gaan dit. As dit nie werk nie, dan sal ons die koning se kos. En so kom dit dat 10 dae verbygaan, en hierdie hoofpaleisbeampte doen kom ons doen met nou maar 'n roukol en ek gaan dit tussen die manne deur. En dit kom daarop neer dat binne 10 dae is Daniel en sy vriende in 'n baie beter kondisie as wat die res van die seuns of hierdie manne was. Wat van hierdie vleis en hierdie wyn en hierdie spys en hierdie drank in 'n beter kondisie, want hulle toewyding teenoor God. Ons staan hierdie jaar voor 'n nuwe jaar. 'n Nuwe jaar beteken nie 'n nuwe lewe. It doesn't promise us new things. Maar wat dit wel vir my beloof gebore, of wat dit vir my sê is, ek beloof teenoor God 'n nuwe toewyding teenoor hom. Hierdie is 'n jaar van 2026 wat my weer die geleentheid gee om te sê, Here, hierdie is 'n nuwe jaar. Wees my gunstig sodat ek kan toewy teenoor U. 'n Nuwe toewyding. Hierdie is 'n besluit wat ons moet neem in ons harte. Die Daniel beroep vas, begin met 'n besluit. Die Daniel was wat Johannes gewoonlik doen is sy Johannes is 'n koffieverslaafde. Sy herken dit self. En ek dink almal wat koffie drink kan so sê. En wat sy doen vir 21 dae drink sy nie koffie. Want dit is vir haar 'n punishment. Die gas kan nie met wen daaroor om jou te straf nie. Maar dit gaan daaroor om die vlees onder beheer te bring, sodat jou gees nader aan God kan kom. Want ons lewe, ons wandel volgens die vlees. Ons het die lus volgens die vlees. Ek is honger vir 'n lekker stukkie steak. Ek praat met my sussie, die was gisterand of eergisterand, en ek sê, ons kla gereeld met die brood onder die arm. Ons wil sê, dit gaan nie so goed nie. Weet om dat daar nie 100.000 rande in die bank is nie. Maar ek dink so mooi daaraan, dat in ons huis, het ons alkohol vleis. Daar's mense wat net peanut butter broodjies eet vir aandete. Daar's mense wat dalk net mac and cheese eet vir aandete. Ek eet nie mac and cheese, ek wil hoender ook daarin. Ek is geseën. En ek is lus vir hierdie dinge, maar hierdie dinge kom dan daar vas.
gaan om daai lus, daai vleeslike lus bietjie onder beheer te hou. Om God eers te stel in my lewe. Hierdie besluit wat ek wil neem, ek wil julle aanmoedig vanmôre om hierdie vas aan te vat. As jy dit nie vir 21 dae kan doen, doen dit dalk vir 5 dae. Doen dit dalk vir 2 dae. Maar as ek jou aanmoedig vanmôre vir later by kom ek sal sê, druk deur vir 21 dae. Nie dat 21 dae spesifieke datum het nie. As jy nou verduidelik wat hoekom ek 21 dae is. Maar my gebed vanmôre is dat jy jouself sal toewy aan God vir 21 dae. Want wat gebeur as ek honger raak by die werk en ek vas kos en my maag grom so bietjie en ek word honger, dan herinner dit my ek is besig met 'n goddelike besigheid. En dan begin ek bid. Here, vat jy die vleeslike honger weg en gee my 'n honger vir u woord vanmôre. Dat ek as ek honger raak na my kantoor, dat ek die woord van God sal vat en sal lees en nie sal worry oor my hongerpyn nie. Ek wil julle net dit vertel. Mense sal nie saamstem nie, ek doen dit nie meer. Ons het dit gedoen as jong kinders, ek kom in die kerk uit Here in Christus, waar hulle die kerk gelowig gehad het. Op daai tyd, en ek dink nou op is dalk nie 13 nie, maar ek sal dit nie doen nie, want het baie ongemaklik. Maar in elk geval, wanneer hulle sekere tye, wanneer die mense by mekaar kom, hulle te vas, en sak en as, en hulle te vas en God eers te stel. Ek weet nie julle om iets gooi en sak het hier. Weet jy wat se gooi en sak? Dit is wel 'n geval van ander julle sal weet nie, wanneer hulle weet wat dit is. Maar dit is so grove materiaal. Nou jy weet jy wat se gooi en sak? Wat se gooi en sak in Engels? You know the old meaty bags they used to use, that brown ones? Hessian. Ah, sorry. You know that thing is rough and it's not like you would see. But anyway, what this church used to do is they used to make like a light bun of this Hessian bag. And then you put it under your shirt. Stiff. Now trek your head boer. En die hele dag krap hierdie ding. Dis ongemaklik, maar dis om jou te remind of this was something big. Dis maar 'n bietjie weird, almal sal nie daaraan dink nie, maar dis 'n permanente herinnering. Jy wag net tot môre eet ek met jou honger raak nie. Dis as jy beweeg dan krap hierdie ding. Om jou te remind dat jy besig met 'n ernstige saak met God. Hierdie besluit is nie 'n emosionele besluit wat jy moet maak om vandag nie. Maar as jy hierdie vas doen, moet dit nie gaan oor Luanette doen ons 'n proefdruk oor dit doen nie. Hierdie moet nie gaan oor dis 'n kerkprogram en as 'n kerk sê ons gaan dit doen nie want hy praat van die tyd. Hierdie moet 'n besluit wees om toewyding tot God te eer. Amen. Vas gaan nie net maar 'n hongerstaak, maar vas gaan oor herfokus. Dit gaan vermoere, hoekom doen ons 21 dae in die begin van die jaar, is om my fokus reg te kry, vir wat hierdie jaar vir my gaan voorlê. Is om sodat wanneer ek vorentoe kyk, dat ek op die guns van God kan kyk, en nie na my probleme vermoere. Hierdie is 'n selfbeheersing op hoër graad. Wat kom ek vertel vir julle, die wat nog nie gevas het nie, as jy kos vas, is nie maklik. It's not easy. Ek sal baie daarin gaan en by 8 van maande sê, ag nee, ek kan nie net op son onder vas nie. Ek kan nie meer so lank voor kos. Dit wat ek weet. I don't do it with 2 days when I go fast. My vlees gee in. Maar ek wil jou vanmôre kom aanmoedig. Moenie ingee. Vat hierdie vas aan vanmôre. Hierdie is nie net 'n eenvoudige kos eet nie, maar dis om lieksheid te verruil vir gehoorsaamheid. Hierdie is om gemak te verruil vir geestelike heldering. 2026 moet ons onsself vra, wat steel my fokus? Wat voed my vlees vanmôre en wat weerhou my van my gees? Ja. Wat moet ek neersit vanmôre sodat God kan opstaan in my lewe? Iets wat ons lewe vat
Met my fokuskeer in my lewe is hierdie ding. Ons is so geneig, ek dink so baie pastore praat teen kone, teen die, want ek is hier my voor alles daar. Toe die lig hier aangaan, ek kan vir uur op TikTok sit en scroll, maar dat ek my Bybel optel, maar 5 minute is dat, dis geworden nie. Maar wat doen ek nog? Ek my voorloop en ek kan na TikTok. Ons kan uur op Facebook sit en spandeer, en mense se storieetjies sit en luister, en hulle goedjies lees en aangaan, maar jy kan nie meer as 5 minute in die woord van God spandeer nie. Dis waar. Ek praat met myself ook vanmôre. Ek het hierdie Bybelstudie doen met 21 dae vas. Toe vra ek vir hulle net, wat ek het nie geweet nie. Marie, weet jy hoekom met daai 21 dae vas? Dan die ander weet jy hoekom met 21 dae vas? Maar ander weet jy hoekom met ek het ook nie geweet. Hoekom nie? Want ek spandeer nie tyd in die woord van God nie. Wat sê jy sonneke? Het jy gesê kom? Dis 3 weke. Wat sê dan nie? Dis 3 weke. But why? Why do you do it? Why do you do it? Wat het gebeur? Met Jesus se kruisiging. Die 3 weke en soos Jona ingehaal in die vispas. Dit is nou spesiaal. Ronnie sê altyd, Ronnie tel die mense, Ronnie tel van altyd die mense, die adults en die kids. En dan, baie mense like het nou nie, maar Ronnie sê altyd, getalle, en God het 'n betekenis. Nommer 7, dan het ook 'n betekenis in God se lewe. Ek gaan julle nou vertel hoe kom die 21 dae. Ons moet ons vrees vir honger vermoor, omdat ons gees moet dat honger kry. God eer diegene wat hom eer. Amen. 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 Dis waar. God eer diegene wat hom eer. Matteus sê, soek eers die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir jou gegee word. Ons is geneig om net Matteus die laaste ding te lees wat sê, God het jou so lief, hy het jou alles gee. Maar ons wil nie sy as voorbeeld wees. Soek eers die koninkryk van God. Om ander, waar begin ons? Ons begin hier by die huis van die Here. Ek sê met 'n praat met iemand hierdie week, laas jaar in die week, en ek sê, weet jy wat, ek is mens, ek bely vanmôre, elke Sondag kerk toe kom 'n bietjie taak. Dis nie altyd maklik nie. Julle wat aan die bank is easy going, dis nie wel kom nie. Ek kan nie maar Sondag oggend wakker word en sê, ek wil nie moet dan nie. Hoekom? Want my fokus berus op die verkeerde plek. Hierdie moet die plek wees waarna ek uitsien om na toe kom. Hierdie moet nie moeite wees nie. Hierdie moet nie 'n skep in my lewe wees nie. Hierdie moet 'n exciting plek wees. Wanneer ek daar by die Here instap, dan moet ek sê, "Joe, dis lekker om hier in die huis van God te wees." Ons het laas maand president gekry wat iemand gekom het, 'n ou tannie wat 'n dokter vir hy instap. Die sê hulle, "Dis hulle voel sommer welkom nie." Toe ek met hulle oor die foon praat, toe sê hulle is nog vir die ouer klas, hulle hou van die ou Pinksterkoortjies. Ek sê, ons het so 'n bietjie werk beweer, maar moet ons nie oordeel nie, kom na die huis van God toe, en kom ondervind die Gees nie. En die tannie sê, toe sy daar instap, toe ondervind sy, die Gees is in die lewe. Kerk toe gaan nie vir jou 'n skep wees nie. Dit moet exciting wees, want ek gaan die woord van God gaan leer vanmôre. Ek gaan die mense leer vanmôre om 'n keer hierdie week te kan kry. Wat doen ons? Voer ons vlees. Ek werk die hele week hard, my werk op die Sondag laat. Gaan 1 uur of 2 uur in jou lewe reg so groot verskil maak. Hier wil ek jy terug in huis toe vir die res van die dag gaan slaap. Maar ons is lui, ons is laks geword. Want het is lekkerder om eerder laat te slaap. Maar kom my probleme in my lewe, dan wil ek God vra, wat waai nie word. Hoekom breek my kar? Hoekom gebeur die dinge met my? Hoekom is my gesondheid nie op paar nie? Maar wanneer God vir jou vra, spandeer 'n bietjie tyd saam met my, is jy te besig. Wanneer God vir jou vra, spandeer 'n bietjie tyd saam met my in die woord van God, is jy te besig.
Maar as ons gaan op ons knieë gaan en as God my aan nie antwoord binne 2 dae nie, dan is God nie my teenwoordigheid nie. En wat gaan aan, Here? Gaan myself ondersoek bietjie. Dis waar. As jy gedoop is met die Heilige Gees, kom en gaan hy nie soos hy op 'n Sondag nie. Oh, hallelujah. Hy gaan nie net die boete op 'n Sondag uit nie. As jy gedoop is met die Heilige Gees, is hy bid jou in jou hart 24/7. Amen. Amen. So wanneer jy bid, is die Heilige Gees daar. Maar God wil jou 'n bietjie waarsku vanmôre. Hou op dat die vlees kyk en begin jou gees vervoer. Ek het gepraat met familie hierdie naweek en ek wou eintlik sê kyk hierdie dag en ek moet hulle share doen, maar hulle is nie kwaad vir my. Hulle wil hierdie jaar Kersfees 'n familie reël en ek sê vir hulle, julle weet, ek is 'n pastoor, ek kan nie oor Kersfees weg nie. Sy sê ja, maar julle weet Kersfees. Ek sê dit maak nie saak. Kyk, Desember moet ek by die huis van God wees. Sy sê die familie is belangrik. Weet julle waar is my familie? Hierso is hy vanmôre. Hier is my pa, hier is my boetie, hier is my saligmaker, hier is my verlosser, hier is my vriend, hier is my troostmaker. Moet jy my verkeerd kry, ek is lief vir my familie. Ek is lief vir my sissies. Ek het nie een boetie nie, ons is 8 kinders, en ek is enigste seun. Ek is lief vir al my sissies. Ek sal nie noodwendig 'n boedel vat vir almal nie, maar ek sal 'n boedel vat tot by God. Dis die waarheid. Ek wil eerder in die huis van God wees vir Desember, as op die tyd saam met geliefdes te spandeer. Yes, ek is lief vir hulle. Moenie my verkeerd verstaan nie. Ek praat met Pastor Werner hierdie week, en ek het 'n begeerte om 'n nuwe kerk te bly. Ek het ook 'n begeerte om 'n balans te hê, wat ek kan gaan rentel, kopseling, te waar ek wat moet change word. Ek wil ook my kleinkinders gaan koop maak. Maar ek sê vir hom weer die week, ek sê vir hom, Marie, wat beteken die dinge? Ek kan dit nie saam met my vat nie. Yes, ek gaan die lewe hier lekker maak, maar wat maak dit lekker? Dit maak die vlees lekker. Dit maak my liggaam lekker. Dit laat my ego beter voel. Maar wat is dit vir die woord van God? Wat bou dit vir die koninkryk van God? Niks. Want die woord van God leer ons vanmôre, alles wat jy hier by mekaar maak, moet en broers van dit opgeet. Yes, ek sal nie maai van jou miljoen in die bank doen. Maar ek kan dit nie saam met my vat doen. Werklikheid kan dit nie geluk koop nie. Ek wil jou vanmôre kom herinner, geluk en liefde en welsyn kom van hierdie plek af. Dit kom in die woord van God uit. Dit kom in die tyd van die Here spandeer. Ek sien weer 'n ding op Facebook hierdie week wat sê drank, die wêreld, seks, drugs, vrouens, mans, noem dit. And if there's an emptiness inside you, nothing can fill that except the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Ek is 'n lewende getuienis van dit. Van julle ken nie my storie nie. Ek was 'n stout seentjie oom Andre. Ek praat nie gereeld daaroor nie, maar ek was 'n stout seentjie gewees. Ek het daar dinge gewaag in hierdie wêreld. Ek het dwelms gebruik as 'n jong seun, want ek het 'n leemte in my hart gehad. Ek het 'n leemte gehad wat ek nie kon vul nie, en ek het daaraan hierdie goed van hierdie wêreld gegryp. Ek moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek het in die banke van God groot geword. Ek is as 'n jong man in die Heilige Gees gedoop. Maar ek het die pad duister geraak, want ek het gedink die wêreld gaan my iets bied. Ek het gedink as ek daar geld jaag, gaan dit my iets bied. Ek het gedink as ek 'n mooi kar gaan ry, gaan dit my iets bied. Ek het gedink as ek 'n mooi vrou gaan kry, gaan dit my iets bied. Kom en vertel vir julle vanmôre, die goed van hierdie aarde kan jou niks gee nie. Net die liefde van Jesus kan jou iets gee. My punt is vanmôre, toe wy dit ding vir God. Hoe wil jy vir God vra? Matthew, how do you want to ask the Lord, please bless me, but you are not spending time with the new Bible you got the other day.
Om Dirk, ek vat dit as 'n voorbeeld, maar jy wil God vra, Here, hoekom is ek finansiëel nie die probleem? Ek sê nie wat jy doen nie. Ek vat 'n voorbeeld, maar my kleinkind kom nie in die huis van die Here nie. Gaan dit ook vir jou bring, ja. Jy bring maar nie maar groot in die huis van God. Maar ons is geneig om vir die Here te vra, hoekom hoekom kan ek nie dit betaal nie? Hoekom is daar nie finansies verdien nie? Here, why me? Gaan doen met jouself ondersoek. Want jou toewyding teenoor God is nie wat dit moet wees nie. Vas bring geestelike deurbraak. Wanneer ons 'n antwoord soek vir iets, dan vas ons. Wanneer ek 'n nuwe voertuig koop, dan sê ek altyd, wanneer ons enige besluit maak in die lewe, moet ek by die raadgewer aanklop en sê, Here, gee my wysheid. Kom ek vas op 'n bietjie oor hierdie saak, sodat God my geestelike wysheid kan gee. En Daniël sê dat God het Daniël insig en verstand gegee in alle insigte en drome. Nie net omdat hy oulik was nie, maar omdat hy sy lewe toegewy aan God. 'n bietjie vas bring geestelike onderskeiding. 'n bietjie vas in jou lewe bring wysheid vir besluite. 'n bietjie vas in jou lewe bring duidelikheid vir jou toekoms. Sommige deurbrake in ons lewe kom net met vas. Vas en gebed is 'n baie belangrike saak vir ons. Dis nie iets, dit is die Bybel leer ons dit. Ons wil dagmaal doen met die Bybel leer ons dit, en ons wil doop met die Bybel leer ons dit. Wanneer laas het jy 'n bietjie gevas? Wanneer laas het jy 'n bietjie toewyding teenoor God eers in jou lewe gesit? Wanneer laas het jy 'n bietjie vir die vlees gesê, staan jy terug in gees, staan jy nader aan God vanmôre? Dis my tema vanmôre. Wat is jou antwoord vir 2026? Wag maar vir jou toewyding vir hierdie jaar. Wat bedoel ek daarmee? Dis wat ek sê, jy kan nie vir God alleen die beloftes vra, maar jy sit nie sy koninkryk eers nie. Waar is jou toewyding vanmôre? Spandeer jy tyd in die huis van God? Spandeer jy tyd in die woord van God? Sit jy die radio aan en luister jy 5FM of luister jy na 10FM? Ek dink die musiek maak regtig dit saak, nie vir my maak dit saak. Want wanneer ek na Christelike musiek luister, sit dit by in 'n spiritual warfare. Want net sê altyd dat as ek in sommige dis is how I fight my battles. Wanneer jy Christelike musiek luister, so sit gisterand sit ek by die boombox aan en stil nie daar die wanneer ek lees 'n boek. Want terwyl sy die boek lees, luister sy, en sy sê, Jesus, wat is 'n mooi song. Want jy kan nie anders as om te hoor, wat jy die mooi woorde vir God eer en loof nie. This is how I fight my battles. Daar was iemand in die kerk, Dion is in Dion het 'n harde pad gehad, hy het 'n drinkprobleem, en ek het hom wysheid gegee om te sê, Dion, when the devil attacks you, put on gospel music. Onmiddellik daar die duivel uit jou omstandighede uit. Want sodra jy begin praise and worship, it glorifies God. Toewyding teenoor God. Soek eers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir jou gegee word. Ons moet hierdie jaar begin met orde. Ons moet hierdie jaar begin met gehoorsaamheid. En ons moet hierdie jaar begin met God op die troon. Amen. Daniël 10. Ek gaan net 'n stukkie lees. En sê tydens die visioen, Daniël praat hier. Tydens die visioen was ek Daniël al 3 weke lank besig om te treur. In vers 2. Hy sê ek was vir 3 weke besig om te treur. Om julle net so 'n bietjie konsep te gee wat gebeur het is hierdie manne was gevange geneem. Daniël het met sy mense gewag en hy het met hulle getreur en hy het gevas. En hier kom die 21 dae. Daar's geen spesifieke rede vir die 21 nie. Dalk nou in hierdie boodskap. Dit het dalk 'n koneksie met die Karleen met die 7. Dit het dalk 'n 21. Want die Bybel refereer mekaar oor weer ooralste. Maar vanmôre wil ek vir jou 'n stukkie lees hierso uit vers 12.
Na hy vir 3 weke gevas het, kom daar 'n engelman. En die engel sê vir hom, moenie bang wees nie Daniël. Jou gebed is al reeds gehoor toe jy begin soek het na die antwoorde en toe God begin praat uit daar. So wat sê die engel vir hom? Die antwoord is daar in dag 1. Toe jy begin vra, was dit daar. Moenie bang wees nie Daniël. Jou gebed is al reeds verhoor toe jy begin soek het na antwoorde. Ek het gekom om te antwoord op jou gebed. Die aanvoerder van die pariek in Persiese koninkryk het my 21 dae lang teengestaan. Die ander vertaling sê daar was bose geeste, bose engele. Net teen hom kom beklei. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar ons geveg is in die geeste. Dis in die geeste van die Here. Die engel was op pad na Daniël toe met 'n antwoord. Maar hy het 'n bietjie teenstanding gekry. Daar was 'n demone geveg gewees in die hel wat hom teengestaan het. Maar kom ek vertel vir jou, is Daniël nie aangehou en aangehou en aangehou en aangehou het, sou die engel nie by hom uitgekom het. As gevolg van sy toewyding tot sy God vanmôre, het hy deurbraak gekry na 'n sekere tydperk. Daar was 'n geveg gewees. Wanneer jy op die knie gaan vanaand en jy vra God vir 'n uitweg, en die Here gaan vir 24 dae vas, en jy vas vir 3 dae en jy skop op, dink jy die antwoord gaan by jou uitkom vanmôre. Ek wil vir jou wakker maak en sê dit gaan nie. Wanneer jy jou toewyding teenoor God maak, en daarby hou, kan God jou antwoord. Want wat die op al hom verheerlik, sal hy verheerlik. My roep vanmôre is nie dat jy moet minder eet. My roep vanmôre is dat jy 'n passievolle verhouding met God sal bou vandag. My roep vanmôre is dat jy in 2026, dat ons aan die einde van die jaar sal kom en sal sê, jy werklik, hierdie was 'n goeie jaar. Hoekom? Want my toewyding tot my God was my prioriteit nommer 1 te wees. Ons maak hierdie dinge van die wêreld ons prioriteite. Kom ons maak God 'n prioriteit hierdie jaar. Kom ons maak seker ons spandeer tyd in die huis van God. Kom ons maak seker ons spandeer tyd in die teenwoordigheid van God hierdie jaar. Wanneer jy so deur Facebook scroll, mag die Heilige Gees jou aankla en sê, hoekom is jy met my dinge besig? Ek sê nie vir jou foonwerk. Dis nie wat ek sê. Ek sê nie hou op die klok nie. Maar wat ek sê vanmôre, is spandeer meer tyd van die verlossing. You want to go to heaven, but you don't want to spend time in His Bible. You want to go to heaven, but you don't want to spend time in praise and worship. Ek praat met iemand en ek dink by myself, ek en Marie is 2 oorgestel is. Nou ek die woord van God bring, of hulle met 20 meter, as Marie opstaan en van die mense, jy gaan ons alweer 60 minute, kom en vertel vir jou, is 'n paar minute in die teenwoordigheid van God. Wat gaan dit van jou maak om 10 minute langer te sit? En ek praat met myself ook vermoed. Wat sê jy met iemand? Ons wil nou vir 'n uur by die kerk, maar ons wil hemel toe gaan vir ewigheid. Hoe shame. Wat is dit wanneer maar die truth? Die kan nie, hoe is dit dat ek sê maar. Ons moet ook kyk na ons horlosies. Marie, so binne by dat ek kom vroeg. Ek sal 5 uur moet gaan. Ek het baie om te sê. But spend in the presence of the Lord. Kom ons maak 'n promise to God. Nie net hierdie ene kon laat gaan nie, maar kom ons beloof die Here hierdie jaar. Lord, I'm going to make you my number 1. Amen. Sonder dat jou man op 'n goeie plek in jou lewe het. Maar die sambreel van God is eerste. Dan kom my man, dan kom my vrou, dan kom my kinders, dan kom die familie. God moet eerste in jou lewe wees. As jy hom nie eerste sit nie, gaan hy jou ook nie sy eerste maak. Ek het 4 kinders.
Daar is 'n favorite, en daar is 'n middelkeer, en daar is 'n iets favorite. It's fine. En die voorbeeldige enetjies sal ek meer doen. Die een wat bietjie stouter is, sal ek minder doen. Ek is 'n pa. Maurice het daaroor deny maar vir homself. En dan middelkeer sal ek nie. Hey, my God is in the rest of the Kom ons spandeer die tyd in die woordheid van God met jou. Bietjie meer as 'n woord. Ek praat met vriende van my hier te weer, ek sê, weet julle wat? Ons is besig om baie van mekaar af te groei. Maar wanneer ek sê amen, is jy die eerste in jou kar wees die dag. Spandeer die tyd met ons in woordheid. Omsingel jou met mense wat lief is vir God. Omsingel jou met mense wat lief is vir jou. Want dat gaan jou omstandighede beter maak. Ek wil nie 5 minute hier sit en koffie drink saam met vriende van die Here, maar ek wil Saterdag 'n braai maak en laat ek dop saam met die pelle. Jou maak man, tot die weer wat ek uit moet doen. Want dan Sondagoggend in die kerk moeite doen. Hoor wat ek sê ek vanmôre vir jou. Moenie na God toe gaan vir antwoord as jy hom nie gestel in die lewe sit. It's unfair to God. Ons praat met ons kind vanmôre in die naweek en ek sê dit so baie maar ek dink so dan. Ek en Gary het baie of hy klaar met relationship. Wil jy hy iets anders hê? Dis chaos. Wil jy nou iets anders doen? Maar wanneer sy funny is met my funny met haar, ek is mens. It's our right words. Maar wanneer my dogter na in my hart trek, dan swel my hart omdat ek kinders spaar. Hoeveel te meer dat jy aan God nie jou wil doen. Jy wat bereid sit vermoorde, so antwoorde van God, maar waar is jy vermoorde? Ek wil jou kom herinner vermoorde, spandeer tyd hierdie jaar, en jy ken woorde van God. Elke oomblik met die kan. Amen. Jy is 'n duisheid as jy gaan sit in jou kar, of jy gaan sit by die huis, of jy kan by die kar toe kinders gaan haal, spandeer 5 minute in gesels met God. Ek weet van mense wat ure op 'n verkondiging gaan. My baas een van hulle. Like van praat. Maar praat ek met God. Spandeer hy my woorde, daai asem teenoor God. Die ou wat ek sien probleem wat ek doen. Die persoon wat ek sien blik in sy longe uitgedraai. Spandeer ons tyd saam met daai man, daai God, daai pa. Ek wil jou kom herinner vanmôre, hierdie is 'n nuwe jaar. Jy het nie 'n nuwe lewe nie, maar jy het 'n nuwe begin. Let's grab this with everything we have and spend time in His presence. Amen. Kom ons maak ons so. God van die levens, die service was in die levens. We mag maar doen. Yes, thank you, Lord, that we can be now. Thank you, Lord, that we have chosen to put you first. Lord, I ask you, Lord, that in this year that you've ahead of us, Lord, that whatever comes our way, that we will always remember we are refugees. May we always remember we are safe out. May we always remember we are those safeness, protection for us. But in the same way, Lord, I ask you, Lord, that you will just this year uplift us, make us bolder than we were before. That we can do things that we never done. But not for the world, but for you. I thank you, Lord, that everything you've done, the word has always been the benefit of us. It's always been the benefit of you. It's always been the benefit of the Spirit. That we can all live in one. And I thank you, Lord, that you are always with us. I thank you, Lord, that you have never leave us and that you will never forsake us. I thank you, Lord, that you will always be our strength and will. That you will always be the wisdom that we don't have. That you always give us the knowledge that we can know to turn to you and you will always be the answer.
That you always be the hand that will lift us up. That you always be the hand that will keep us protected. And that you always be the hand that will show us the way. I thank you, Lord, that every day that we can turn to you. And that we don't have to be ashamed. We don't have to be anything. But we can come to you in righteousness. We can come to you, stand in front of you, Lord. And we can give you our heart's desires. We can give you our heart's word. And we can give you everything that is in us and with us. I thank you, Lord, in this year that you will uplift us. In every aspect of this life. In every way. For those of us who have lost loved ones, for those of us who have lost something in our life in 2025, I ask you, Lord, that you will come and just give us everything. And take the pain away, Lord, and fill it with your love. But take away everything that is our bother, Lord, and make it a positive. And when anything negative comes our way, Lord, then we know we can stand with you, Lord, and then we can just be positive about life, no matter what comes our way. Because you are everything. And I thank you. And I also want to take this opportunity to pray for this table, Lord. I thank you, Lord, that you have done what you did for us. Otherwise, we would not be here right now. I thank you, Lord, for the body that was broken for us. That we can take everything out of that body. We can take healing. We can take anything that is in there. We can take out of it. Because you did it for us. You didn't have to, but you did. I thank you, Lord, for your blood that was shed over us. That when we drink it, Lord, and it flows to us, but we know it is flowing and it is cleansing us. It is keeping us who we are. It is protecting us. And I thank you, Lord. And I thank you, Lord, that everything we do is for the world and the benefit of us. Yes. And may we just see it, that we will grab it and grasp it. And Lord, when the world comes our way, may we determine where it's from. Make us sensitive in this year, Lord, for the people and whatever is coming our way, that we can ask you, Lord, and you will guide us, and you will keep us safe for everything. And I thank you for all this in Jesus' name. Amen.